Jy al agtergekom dat hoe voller jou dag raak, hoe minder tyd het jy om God raak te sien. Ons het tydens een van ons pauls juist vir julle gevra, watter ritme help jou die meeste om geestelik gefokus te bly? En die groot meerderheid van julle het juist gesê dat 'n vaste oggendstilte tyd is vir julle hierdie anker vir julle geloofsritme. En dit sê vir ons ietsie, want dit is ietsie pragtigs, dit is ook iets Bybels. As ons kyk na God, dan sien ons dat God werk juis nie in chaos en gejaagdheid nie. Maar God is die een wat in ritme werk. As ons byvoorbeeld na Genesis kyk, dan sien ons met die skepping is hy, en daar was aand, en daar was oggend. Met ander woorde, God skep die wêreld in patrone. God se eerste geskenk vir ons as die mensdom is 'n lewe van ritme. So vir ons geloofslewe is dit dan juist nou gepas om te sê dat ons hierdie geloofslewe moet leef. En as ons buite dit leef, uit sinkheid is met dit, dis dalk miskien wanneer ons dalk voel ons is uit sink uit. Ons bietjie nader gaan na ons eie lewe en Jesus se lewe, dan sien ons juist die goeie nuus is dat Jesus so 'n geestelike lewe leef. As ons net kyk byvoorbeeld na die Lukas Evangelie, dan sien ons gereeld hy het homself onttrek om in stilte alleen te wees. Ons sien op gereelde basis het Jesus gegaan van 'n ete na 'n ete, en by elke ete het hy stadig gesit, stadig geëet en met mense verhoudings gebou. Jesus het konstant geloop en saam met mense en sy disippels die pad geloop. In die evangelie sien ons juist na elke groot bedieningsgeleentheid, 'n wonderwerk, dan is daar altyd 'n spasie, geleentheid, deel van Jesus se geestelike ritme, waar hy onttrek en weer tyd met sy Vader spandeer. So wat sê ons vir mekaar? God het ons nie gevorm in en vir gejaagdheid nie, maar God het ons gevorm vir ritme, vir God se ritme. So, as ons as E-kerkfamilie vir mekaar sê, dat stiltestyd is juist dit wat ons gefokus hou, dan sê dit iets van ons menswees. Ons siele het nie meer inligting nodig nie, maar ons het ritme nodig waar ons God se gees kan raakleef, nie verby hom jaag in ons lewe nie. So dit is wat ek mee wil afsluit. Paulus sê in Galasiërs 5 vers 16, stap volgens die gees. Nie jaag nie, nie hardloop nie, nie sprint nie, maar ons al vir 'n ritmiese loop van stap. Mag ons hierdie week, mag ons hierdie maand juis fokus en stap op die ritme wat Jesus vir ons vra, sodat ons God kan raakleef in die hier en die nou.